Een van die heiliges wat op 11 Februarie herdenk word, maar wie in die meeste gevalle moet terugstaan vir die herdenking van ons Liewe Vrou van Lourdes, is Paus Sint Gregorius die Tweede. Gregorius is in Rome in die laat 7de eeu gebore. As jongman het hy al vroeg die pauslike hof betree en is hy opgelei om die kerk te dien. Hy was slim, ordelik en het gou bekend geword as iemand wat sake reg kan bestuur. En daarom het hy die hoof van die Vatikaanse biblioteek geword, wat toe al 'n groot eer was. Na sy verkiesing tot paus in die jaar 715 het hy definitief nie gaan stil sit nie. Een van sy eerste groot take was om die sendingwerk in die Germaanse lande te ondersteun. Dit is natuurlik die gebiede wat ons vandag as Duitsland en die omliggende lande ken. Hy het Sint Bonifacius gehelp en ondersteun om die evangelie daar te verkondig en het ook vir Bonifacius later as biskop gewy. Sy hart vir sending en die verkondiging van die blye boodskap aan mense wat nog nie die geloof geken het nie, was kenmerkend van die man. Gregorius die Tweede het ook in 'n groot stryd betrokke geraak met keiser Leo die Derde van die Romeinse Ryk, wie beelde en ikone uit die kerk wou verban. Hy het standvastig gebly en gesê, ons eer Christus en die heiliges deur hierdie sigbare tekens. Sy brief aan die keiser was 'n duidelike verdediging van die geloof. Dit het die westerse kerk se leerstellinge omtrent beelde en ikone in 'n baie moeilike tyd in die kerk se geskiedenis verdedig en beveilig. In Rome het hy kerke laat herstel, liturgiese praktyke verfyn, en terwyl hy dit gedoen het, het hy nie opgehou om die armes te help om 'n beter lewe te kon lei nie. Hy het ook die stad se verdedigingsstelsel versterk en het met die Lombarde onderhandel om Rome te beskerm. Gregorius was nie net 'n geestelike leier nie, maar ook praktiese regeerder en beskermer van sy mense. Na 15 jaar as paus is hy op 11 Februarie 731 oorlede. Sy nalatenskap kan opgesom word as sendingwerk wat vrug gedra het, 'n kerk wat verenig gebly het en die verdediging van 'n tradisie wat moontlik gemaak het dat ons vandag nog beelde en ikone gebruik as inspirasie tot godsvrug. So, as jy ooit wonder of een persoon 'n verskil kan maak, kyk maar net na Paus Sint Gregorius die Tweede en sy lewensverhaal.